Halleluja. Ek is baie opgewonde. Ons is by ons, ek wonder wat die program, 183ste program. En ons begin met ons series oor 'n teken wat aan my verskyn het 7 jaar voor die jaar 2019-2020. En wat die belangrikheid is van hierdie teken wat uit 7 tekens uitbestaan het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie Here. Dankie dat U God is wat met ons wil praat. Here, U het met die profete gepraat in die Ou Testament. Here, U het beloftes gemaak deur die profete dat U met ons bonatuurlik sou kom praat deur tekens, Here. Ek bid dat, Here, U my die genade sal gee om hierdie wat U aan my openbaar het, Here, met wysheid te kan openbaar. Here, met wysheid te kan vir die wêreld gee, sodat dit hulle lewens kan verander, sodat dit hulle kan help profeties voorberei vir die seisoen waarin ons nou lewe, Here, en sodat ons kan reg wees, ook selfs vir die groot herlewing wat U wil sien plaasvind in die wêreld, en selfs kan gereed maak vir U koms, voordat die groot en die verskriklike dag sal aanbreek op hierdie aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, prys die Here, halleluja. Ek wil praat met julle vandag. Ons is besig met ons 7 tekens wat aan my verskyn het, series. En in hierdie program gaan ek met jou praat oor die eerste teken wat uit 7 tekens uit bestaan het. En hierdie eerste teken is 'n engel wat gereed is om 'n trompet te blaas. Nou wat sou dit beteken? Nou onmiddellik, as 'n mens 'n teken sien, of as 'n mens iets sien, dan kan ons maklik iets interpreteer volgens ons interpretasie. En ek moet sê, toe ek het eerste gesien het ek gedink, hierdie verwys na die wegraping toe. Want almal weet, wanneer die trompet blaas, dan kom die Here en hy kom vat ons weg. En dis die wegraping. Maar in die volgende 7 jaar daarna, sou die Here iets vir my oopbreek, wat my sou verstom, wat ek nooit besef het nie, en wat so inskakel by ons openbarings van die 7 tot 14 jaar van genade, wat ek reeds in die vorige reeks met jou behandel het. En in hierdie teken is dit 'n engel wat op sy maag lê, en ek sal vir jou die prentjie bysit in op die teken van die engel wat gereed is om die trompet te blaas. Maar die trompet was so amper by sy mond, hy is amper gereed om die trompet te blaas. So die teken het 7 jaar voor 2020 plaasgevind. So die Here was besig om te sê, al wat ons weet van 'n trompet wat blaas, dit is 'n aankondiging, 'n baie belangrike aankondiging. En die engel wou kom om iets aan te kondig. In die boek van Johannes 3, van vers 27 af, sê Johannes vir ons, dis nie Johannes die Doper, en hy sê, en Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. So, Johannes die Doper, hy sê, toe hulle vir hom sê, maar hierdie Jesus is besig om mense te doop, en almal wat na jou toe kom, gaan na hom toe, en hy sê, dit is goed dat hulle na hom toe gaan. Ek is nie die hoofdoel waarom dinge gebeur hierso nie. Ek het net gekom om hom aan te wys. Ek is maar net die vriend van die bruidegom.
Nou hier is 'n amazing openbaring wat hierin weggesteek is. Nou ek het 'n prentjie gaan soek, om vir jou 'n prentjie oop te sluit, van hierdie engel wat gereed is om die trompet te blaas. En toe ek op die internet gaan, om 'n prentjie te kry, toe kry ek 'n prentjie, maar die mees interessantste prentjie, wat ek ook vir jou sal insluit, kry ek toe 'n engel wat oor die 10 maagde gereed is om 'n trompet te blaas. Halleluja. Wow. Waarom is die engel en die 10 maagde so verskriklik belangrik? Jy sien, God gee vir ons nog genade. God weet wat die tydsberekening is. En God wil ons vooruitkom waarsku. Met Jesus se eerste koms het hy ons kom voorberei deur vir ons Johannes die Doper te stuur. En Johannes die Doper het gekom in die gees en die krag van Elia, sê die Bybel. En in die tweede koms gaan die Here ons weer 'n keer kom voorberei, weer 'n keer deur 'n vriend van die bruidegom. Gaan dit nou sien. En die Bybel sê, ons het dit in vorige programme gesien, in 2 Petrus 3 vers 12, hy sê, en julle wat die koms van die dag van die Here verwag, en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en smelt. So, daar's 'n dag, en hierdie dag kan verhaas word, of hierdie dag kan vertraag word. Halleluja. En in die geval lyk dit vir my of die Here besig is om hierdie dag te vertraag. In sy genade vertraag hy hierdie dag, maar die koms van die Here is op pad. Petrus praat oor baie mense sê, ja, maar jy het gesê die Here gaan kom, jy het gesê die Here gaan kom, maar die dag het nog steeds nie aangebreek nie. En daar het nou al baie jare verby gegaan, en almal het al gesê die Here gaan kom. Die gevaar van so baie mense wat sê die Here gaan kom, en dan kom hy nie, is dat die dag wat hy kom, is niemand gereed nie. Halleluja. En ek glo die Here het hierdie tekens vir my gegee, om ons werklik op 'n baie profetiese en selfs 'n baie strategiese manier te kom aanwys dat die dag van die Here is nou definitief op pad. Halleluja. Daar is nie meer uitstel nie. En wat so interessant is, ons ken die gelykenis so goed van Matteus, van die Matteus 25 van 1 tot 13, van die gelykenis van die 10 maagde. Maar baie keer lees ons nie hierdie gelykenis baie goed nie. Want kom ons lees hom net 'n bietjie, dat ons mooi kan lees. Jesus sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom tegemoet te gaan. Halleluja. Jy sien, Johannes die Doper sê, hy kom die weg voorberei vir die bruidegom, maar dan in die einde sal die tyd wees van die koninkryk soos 10 maagde wat vooruitgaan om die bruidegom tegemoet te kom. En 5 van hulle was verstandig en 5 van hulle was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. So, wat interessant is, ek het vir julle gesê dat ons is in 'n siklus, waar die siklus verander het in 2019-2020. En waarom dit so belangrike profetiese jaar was. Maar weet jy, ons is deur COVID, ons is deur, die wêreld was in een van die ergste pandemies wat het nog ooit gehad het. Dit was 'n verskriklike toestand waar ons in ons huise toegesluit was. Ons moes maskers dra. Dit was mense het doodgegaan, miljoene mense het doodgegaan as gevolg van COVID en nalatigheid en. En nou is dit verby. En almal raak weer aan die slaap. Almal begin weer dink, weet jy wat, dis nou verby. Dan gaan niks verder gebeur nie. Maar moenie dwaas wees nie. Ons sal in die toekoms praat oor wat die vyand vir ons beplan. En wat geprofeteer was, wat hy vir die wêreld beplan. En ons moenie aan die slaap gevang word nie. Ons moenie skielik begin dink, weet jy wat, dis nou reg, ons kan nou maar net doen wat ons wil, ons kan maar net aangaan soos ons wil nie. Hy sê hierdie maagde het aan die slaap geraak, want die bruidegom het getalm. Hy het vertraag om te kom. Halleluja.
Maar middernag was daar 'n roep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit om hom te ontmoet en om tegemoet te gaan. Halleluja. En toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde toe ook en sê, meneer, maak oop. Maar hy antwoord en hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Jy sien wat hier gebeur is, baie interessant. En dit sê hierso, op middernag, het hulle almal in slaap geraak, almal het geslaap, al 10 die maagde het geslaap. En iemand moes hulle kom wakker maak. Dit sê, op middernag gaan daar 'n stem uit wat sê, die bruidegom is op pad. Weet jy, ek het dit baie jare gelees, maar ek het nooit gelees dat dit nie die bruidegom is wat kom nie, maar iemand wat voor die bruidegom uitgaan en sê, die bruidegom is op pad. Halleluja, dis 'n stem. Dis 'n stem wat roep en sê, maak gereed. Sien, in baie opsigte is ek nou vir jou daai stem. En ek roep en ek sê, maak gereed. Ek maak jou gereed, word wakker. Daar is nie meer tyd nie, daar is nie meer tyd om te slaap nie. Ons moet nou wakker word. Terwyl ons besig is om te slaap, terwyl ons nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, is die vyand besig met sy planne. In Jesaja 24 staan daar, dat dit sê, dat die, of in Engels ken ek hom net, hy sê, the treacherous deals treacherously. Jy sien, daar's dinge besig om agter die skerms plaas te vind. En hulle is beplan baie dinge vir ons, maar ons is aan die slaap. En die Here se koms is naby. En God stel nog 'n bietjie uit. Hy gee ons nog 'n bietjie genade. En hy sê, skielik toe hulle agterkom, hulle olie is nie hulle lampe nie, toe wil hulle lampolie kry by die ander wyse maagde. En hulle sê, geef ons van julle olie, en hulle sê nee. Maar toe gebeur iets baie interessants. Hulle sê, gaan koop gehou. Gaan koop gehou. En wat interessant was, die bruidegom het nog nie gekom nie, maar daar was tyd om nog te gaan koop. Ek wil vir jou sê vandag, daar's tyd wat jy moet nog gaan koop. Dis tyd om te gaan koop. Die Here wil hê jy moet gaan koop. Daar's nie meer baie tyd oor nie. Gaan koop olie, gaan koop terwyl daar tyd is. Terwyl dit nog maklik is. Want wanneer die moeilike tyd kom, sal jy nie kan koop nie. En skielik terwyl hulle gegaan het om te gaan koop, kom die bruidegom. So daar's 'n tyd wat verloop het tussen die tyd wat die aankondiging gemaak was, totdat die bruidegom gekom het. Ons weet nie hoe lank dit is nie. Maar ons weet daar was 'n tyd wat verloop het. En in daai tyd moes hulle gaan koop het. Ek het 'n program op my YouTube kanaal, Hendrik Witness, met die naam van Lukewarm Church. En wat interessant is, dit staan in Openbaring 3, dat dit sê, dat die kerk is lauwarm. En hy sê, julle moet bekeer. En julle moet gaan koop by my, kom koop by my, olie om op julle oë te sit, sodat julle kan sien, wit klere om julle naaktheid toe te maak. Halleluja. En goud, wat in vuur gelouter is, moet jy gaan koop. Dis die tyd vir die kerk om te koop. Dis tyd om te koop. Maar jy moet gou maak, want die olie is besig om uit te hardloop. Jy moet gou maak, want die tyd is besig om uit te hardloop, vir die bruidegom om terug te kom. En ek dink dit is wat hierdie engel, wat gereed is om 'n trompet te blaas, vir ons wil kom sê. Dis die eerste teken wat 7 jaar voor 2019 verskyn het. Die Here kom maak 'n aankondiging om te sê, middernag is op pad. Dit is middernag. En dit sê hierso, in middernag het hulle ingegaan, en saam met die bruidegom ingegaan, en die ander kon nie inkom nie. Toe hulle klop en sê, maak oop vir ons. Toe sê hy, dis te laat. Ek ken julle, jy gaan weg van my af. En hy sê, daarom moet ons waak. Hy sê, God wil hê ons moet waak. God wil hê ons moet wakker wees. Ons moet waak en ons moet bid. Ons moet soos,
watchman wees. Ons moet wees soos wagters op die muur, wat vooruit kyk en gereed is om te sien, wat sê God vir ons, wat is op pad. En in baie opsigte het die Here my geroep om 'n wagter op die muur te wees, om te sê, 7 jaar voor die tyd, kyk, wat is op pad. Ons gaan in die volgende paar programme sien, wat is alles op pad, wat die Here reeds weggesteek het, binne in hierdie 7 tekens, wat hy vir my gegee het, 7 dae voor die eerste bloedmaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie Here. Dankie vir genade. Dankie Here, dat U ons waarsku. Here, dankie vir al U 7's. Here, hulle is fantasties, dat U ons in perfekte genade, dis waarvoor die 7 staan, voel ek die Heilige Gees sê, ek gee julle perfekte genade. Ek gee julle selfs genade op genade. Ek gee julle selfs seën op seën. Maar as julle dit verontagsaam, as julle dit nie gebruik nie, dan het julle geen verskoning nie. En ek stuur voor julle uit 'n stem in die woestyn wat roep, wat sê, maak julleself gereed, die bruidegom is op pad. Maak gereed, die bruidegom is op pad. Kry jou olie in jou lamp. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here. Ek sien die Here wys my deur die Heilige Gees. Hy sê, fix your eyes, fokus jou oë op Jesus. Haal jou oë van alles af en fokus jou oë op Jesus. Moenie meer verblind word deur alles wat rondom jou plaasvind nie. Moenie net besig gehou word nie. Fokus jou oë op Jesus. En jou olie sal in jou lamp wees. So dankie Here. Dankie Vader. Dankie dat U ons, die Here wys my ons geestelike ore is toe. En hy wys my 'n oor wat hardhorend is. En hy sê, julle ore is hard om te hoor. Julle ore is toe, gestop. En julle luister nie meer na my stem nie. En ek wil hê julle met julle ore oopmaak, sodat julle my stem sal hoor. En gehoor sal gee. En sal doen wat ek julle voorvra, wat ek julle nou opdrag gee om te doen. In hierdie tyd, in hierdie seisoen. Dankie Heilige Gees. Dankie Here vir openbaringskennis. Ek sien dit openbaringskennis. En die Here sê, ek bring openbaringskennis uit die hemel uit. Hierdie is openbaringskennis wat Hendrik aan julle gee. En as julle hom verontagsaam julle nie net vir hom nie, maar julle verontagsaam my. Want julle het nie na die getuie geluister wat hy vir julle gee nie. En daar gaan nog 6 ander getuies wees, sodat 'n volmaakte getuie kan wees. Perfek, 7. Halleluja. Dankie Heilige Gees, dankie Jesus. Ek sien Jesus staan met 'n swaard in sy hand. En ek sien hy staan met 'n lamp, wat hy vir ons wil gee en sê, vat hierdie lamp, vat hierdie swaard. My woord is 'n lamp vir jou voete, my woord is 'n swaard. Eet die woord, leef op die woord, want dit is die lamp vir jou voete. Halleluja. As jy nie in die woord is nie, dan gaan jy nie olie hê nie. Dankie Jesus. Ek voel net die Heilige Gees se teenwoordigheid, en ek voel die salwing van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En die Here sê, die Heilige Gees is die olie. En as jy my woord eet, en my bloed drink, en my liggaam eet, dan sal jy lewe hê. O, halleluja, dankie Here. En ek voel net hoe kom die salwing deur, en ek, net daar waar jy is, ontvang net die salwing, ontvang net die Heilige Gees se uitstorting van die olie, wat oor jou loop. Ek voel jy loop die olie oor my. Dankie Here. Hy sê elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat ek die Here is. Ontvang net hierdie olie, dat die Here jou lamp kan volmaak. Hy sê, baie van julle hardloop weg van my af, moenie weghardloop nie, hardloop na my toe. Ek het jou lief. Ek gee jou nog genade. Dankie Jesus, dankie Here. Die Here sê vir my dat die aarde se verdrukking is besig om groter te raak, en dit is besig om moeiliker te raak op die aarde. Geld se waarde word al swakker. Die finansiële sisteme is besig om al meer druk te kry. En met dit begin die druk op die mensdom al groter te word. Jou beursie word al dunner. Jou geld word al vinniger klaar. En alles word al moeiliker. En hoewel dit nog nie die groot verdrukking is nie, is dit reeds 'n verdrukking
is reeds 'n onderdrukking waarin mense is, as gevolg van 'n tipe van 'n resessie en 'n depressie waarin die aarde besig is om in te beweeg. So Vader, ek bid, Here, ek bid dat ons olie in ons lampe sal sit, en dat ons sal weet waar ons krag vandaan kom in hierdie tyd. Dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dankie, Here, vir mense wat net gevul gaan word op hierdie oomblik, met U teenwoordigheid en U nabyheid by hulle sal ervaar, as 'n lewende werklikheid, in Jesus se naam. Halleluja. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Dankie vir die feit dat jy ons in hierdie reeks verder kom volg het. Asseblief stuur hierdie reeks uit. Stuur dit uit na jou vriende toe. Stuur dit uit na 5 van jou vriende toe. En elkeen van hulle wat hierdie boodskap hoor sal sê, wow, dankie dat jy my kom waarsku. Dankie dat jy my kom wakker maak het. Dankie dat ek ook 'n wyse maag kan wees in hierdie tyd. Halleluja. Kom volg ons op my YouTube kanaal Hendrik Witness, of kom volg my op my Telegram kanaal Morning Star Friends, en daar sal jy sien, ons het baie advertensies wat ons na verskillende kanale toe jou uitnooi, waar jy kan gehelp word, waar jy kan groei geestelik, en waar jy werklik olie in jou lamp kan kry, en kan verstaan wie jy is in Christus in hierdie laaste dae. Halleluja. Mag die Here jou seën. Amen.